tema en ons teks vanaand is aan die hand van Matteus 6 vers 12 wat sê en vergeef ons skulde soos ook ons hulle vergeef wat teenoor ons skuldig staan. Net weer en vergeef ons skulde soos ook ons hulle vergeef wat teenoor ons skuldig staan. Nou soos julle kan sien het ek natuurlik die kort loodjies getrek vir hierdie Pinkster met die twee moeilikste gedeeltes wat ek moet hanteer, hierdie en dan Sondagsinne. Maar nietemin dink ek as ons kyk na hierdie afgelope week wat ons stil gestaan het by die Onse Vader gebed, dink ek sal julle saam met my stem dat dit 'n besonderse gebed is om net weer te herontdek en om bietjie stil te staan daarby, want baie keer kan dit vir ons die gedeeltes wat ons so goed ken en so baie sing, die Onse Vader, kan so gewoonte raak dat dit amper soos 'n voordrag word wat ons nou maar net opsê want dit is deel van ons tradisie, deel van ons kultuur. En tog as ons kyk na hierdie gebed is dit nie die bedoeling. Die bedoeling is veel dieper, dit is daar om ons te help met gebed, om ons te help in ons verhouding met die Here en ook om ons te help om te weet hoe moet ons tot God nader en wat is dit wat vir God belangrik is. En dit bring ons dan vanaand by die 7de of die 6de kategorie. Daar's 7 kategorieë waarin ons dit opgedeel het en vanaand is die 6de gedeelte. En hierdie 6de gedeelte bestaan eintlik uit 2 komponente uit. Die eerste daarvan gaan oor die vergifnis wat ons van God ontvang. En die tweede handel oor die vergifnis wat ons aan ander moet gee. So ons het hierdie 2 komponente van vergifnis in hierdie gedeelte en ons gaan vanaand afsonderlik by hierdie 2 stil staan en ons gaan begin deur te kyk na die vergifnis en wat ons van God ontvang. En daar so 3 punte hieronder waarby ons gaan stil staan en dan die tweede net so 2 punte waarby ons gaan stil staan. So as ons praat van die vergifnis wat ons van God af moet ontvang, dan dink ek 'n belangrike vertrekpunt vir ons is om te begin om te sê, maar wat beteken vergifnis? Wat is die betekenis daar agter? Nou interessant is in hierdie gedeelte sien ons dat Jesus die analogie gebruik van sonde as skuld. In die Lukas weergawe in Lukas 11 vers 4 gebruik Jesus die woord sondes in plek van skulde. So ons sien in hierdie gedeelte wil Jesus iets kommunikeer van wat beteken vergifnis. En dat hierdie vergifnis wat ons moet kry is vir ons skuld wat ons moet betaal. As ons dit in terme sit van wat beteken dit vergifnis, dan beteken dit om kwyt te skeld of om te bevry van die gevolge wat deur sy dade verdien word. So dit is die kern van vergifnis. Waaroor dit gaan is dat ons as ware voor God staan en Jesus sê dat as ons nie ons sondes bely nie, dan hoop hierdie sondes op voor God. En daarom moet ons om vergifnis vra, sodat hy hierdie skuld van ons kan bevry, dat hy dit kan afskryf. Die tweede punt wat
ons by stil staan, is die belangrikheid van daaglikse vergifnis. Ons het gisterand stil gestaan by die gedeelte van gee ons vandag ons daaglikse brood, en alhoewel dit nie in hierdie gedeelte van vanaand duidelik gesê word dat ons daagliks moet vergifnis doen nie, wanneer ons kyk na die gebed in geheel, dan wil dit voorkom of dit 'n daaglikse gebed is. En daarom wanneer ons vergifnis vra, dan moet dit ook 'n daaglikse gebeurtenis wees. Dit moet nie iets wees wat ons van tyd tot tyd doen nie, want soos ons nou net gehoor het, wat gebeur is, hierdie skulde van ons hoop op. En die van julle wat aan die einde van die maand rekeninge moet betaal, sal weet dat dit 'n geruime tyd vat om al daai rekeninge te betaal. As wat mense dit net betaal soos wat dit inkom, dan is dit meer hanteerbaar. En so probeer Jesus ons ook help en sê dat ons ook daagliks vergifnis moet vra. Sommige mense vrees dat as hulle nie elke dag hulle sondes bely nie, hulle sal verlore gaan. Dit is eintlik nie 'n Bybelse konsep nie. Ons sien dat in Romeine 8 vers 1 sê dit, daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Wanneer jy gered word deur geloof in Jesus Christus, is jy gered van al jou sondes, verlede, hede en toekoms. En daar is dus nou geen veroordeling vir jou nie. Maar dan mag ons dan nou vra, maar waarom moet ons dan nou elke dag ons sondes bely as ons dan nou juis klaar vrygeskeld is, as die Here klaar vir ons sondes gesterf het, hoekom moet ons dan nou nog daagliks ons sondes bely? Party sal sê dit is nie nodig nie, want ons is klaar gered. Tog leer Jesus ons in hierdie gedeelte van die Onse Vader gebed dat ons elke dag vir die Vader moet vergifnis vra. In 1 Johannes 1 vers 9 staan daar, as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig, en daarom sal hy ons sondes vergeef en ons van alle kwaad reinig. So om weer terug te kom, hoekom moet ons dan daagliks ons sondes voor God bely, as ons alreeds verlos is daarvan? Want hoewel ons nie verlore gaan nie, is dit tog nodig om ons sondes te bely, want wat dit doen is, dit maak eintlik dat daar hierdie skeiding tussen ons en God kom. Daar kom staan iets tussen ons en God, en dit maak dit moeilik vir ons verhouding om voort te gaan. Om dit dalk in 'n beter metafoor te verduidelik, as ons dit aan die hand van 'n huwelik of 'n verhouding moet verduidelik, dan weet julle natuurlik, seker die man sal saam met my stem, dat mens vinnig in 'n huwelik agterkom, dat as daar rusie is, dat die vrou altyd reg is, en dat jy nie daarteen stry nie. So dit is baie goeie raad wat mens baie vinnig optel. Maar dit mag gebeur in 'n huwelik dat daar rusie is tussen die twee partye of in 'n verhouding. En dan wat gebeur is, daar is iets tussen hierdie twee mense, want mens kan dit agterkom as die man dalk vir die vrou vra, is alles oukei, dan sal die vrou dalk net antwoord, dit is fyn. Maar dan weet jy eintlik dit is nie fyn nie. En wat dan gebeur is, daar is dan spanning in hierdie verhouding. Daar staan iets tussen jou en hierdie persoon. En dit is dan nou wat ons sien in hierdie gedeelte ook, om te sê dat ons sondes maak dat daar iets tussen ons en God staan. Die feit van die saak bly, hierdie verhouding of hierdie huwelik, as daar rusie is, die twee persone is nog steeds getroud aan mekaar. Dit is nie daarmee heen nie, maar om dit te herstel is dit nodig om te gaan sit en te gaan praat daaroor, en juis vergifnis te vra vir dit wat ons gedoen het, om hierdie hele wolk tussen ons uit die weg te ruim, sodat hierdie verhouding weer kan funksioneer.
En ek dink dit is 'n belangrike ding wat ons moet verstaan ook, is dat daar 'n verskil is tussen vergifnis en verlossing. Dit is nie dieselfde ding nie. Vergifnis is iets wat ons daagliks doen vir ons oortredinge, en verlossing is 'n eenmalige transaksie. Soos wat ons gesê het met die huwelik. Wanneer ons in die huwelik tree en ons beklei, beteken dit nie ons is nou nie getroud en dan as ons opmaak, dan is ons weer getroud nie. Net so werk dit met ons verhouding met God. Wanneer ons besluit om 'n pad saam met die Here te stap, om ons hart vir die Here te gee, dan staan dit vas. As ek môre Sondag, dan beteken dit nie ek is nou buite God se verlossing, en dan moet ek nou eers my sondes bely, en dan is ek nou weer deel van God se verlossing. So dit is belangrik om hier raak te sien. En dan in die derde plek, as dit kom by vergifnis, dan moet ons weet dat vergifnis vir ons 'n sekuriteit kan wees, om te sê, vergifnis is seker. Ons hoef nie te twyfel daaraan dat God ons vergewe nie. Hy is getrou, soos wat ons gelees het in 1 Johannes 1 vers 9, as hy sê, as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig, en daarom sal hy ons sondes vergeef, en ons van alle kwaad reinig. So ons hoef geen twyfel te hê dat wanneer ons kom bely voor die Here, dat hy ons nie gaan vergewe nie. Want sy vergifnis staan vas. Hy gee dit vir ons as 'n waarborg, om te sê, wanneer ons sondes bely, is hy getrou, en vergewe hy ons sondes. As ons dan nou kom by die tweede deel, wat gaan oor ons vergifnis, wat ons aan ander moet gee, dan in die eerste plek gaan dit oor ons vergifnis teenoor ander. En hierdie is gewoonlik die een waarmee ons die meeste sukkel, is die vergifnis teenoor ander mense. Omdat ons baie keer te nagekom voel, en dat ons voel dat die ander persoon moet iets ervaar wat ons ervaar het. So ons het iets van daai wraak in ons. Robel vertel hierdie verhaal, as dit kom oor vergifnis, dan sê hy het 'n vriend gehad wat vir hom vertel het dat hy met golfballe in sy kabiel rondgery het. En elke keer as daar iemand voor hom ingery het of skeef hom van die pad afgedruk het, dan sou hy 'n bietjie vet gegee het en voor hierdie persoon ingekom het en dan hier by sy sunroof oopgemaak het en dan gooi hy hierdie golfballe hier uit. Met die hoop dat een van hierdie golfballe nou hierdie ou se kar sal tref. Net om hom te sê, hoor hierso, dit wat jy nou gedoen het was nie reg nie. Robel sê die probleem is, ons sukkel om mense te vergewe en dit oor te gee vir God, want ons voel dan gaan daar niks van kom nie. Ons wil voel die mense moet ervaar dit wat ons ervaar het. Hulle moet deur die pyn gaan wat ons deurgegaan het. Hulle moet ook ervaar wat ons in ons diepste binneste ervaar het. En hy sê, daarom is dit moeilik vir ons om te laat gaan, wanneer dit kom by vergifnis van ander mense. Want ons voel, ons wil nog daai beheer hê. Ons wil bepaal wat die uitkoms is van daardie persoon se lot. Nou die beste om hierdie te verduidelik, die vergifnis wat ons teenoor ander moet gee, kry ons natuurlik in die verhaal van Matteus 18, hier van vers 21 tot 35. En ek gaan nou nie die hele gedeelte lees nie, julle kan dit gerus gaan lees. Maar dit gaan basies daaroor dat Petrus vir Jesus vra oor vergifnis, en dat Jesus hom dan nou antwoord, dat as dit kom by vergifnis, moet hy 7x70 vergewe. En dan vertel hy hierdie gelykenis, wat gaan oor vergifnis, en hy vertel van hierdie man wat na die koning toe gegaan het, en wat gesmeek het voor hom om te sê, hy kan nie hierdie duisende rande se skuld betaal nie, hy het net nie die vermoë nie.
en dat die koning gunstig was teenoor hierdie man en gesê het, ek skryf al jou skuld af. En toe die man uitstap, toe roep hy sy slaaf raak, wat hom maar net 'n paar rand skuld. En hy sê vir hom, hoor hierso, waar is my geld? En die slaaf sê, maar ek kan nie betaal nie. En die man sê, dan moet jy in die tronk gaan sit. En hulle laat gooi hom in die tronk. En die koning vind uit daarvan en hy roep die man voor hom en sê, maar ek het sopas al jou skuld vergewe, hoekom kon jy dit nie teenoor jou slaaf doen? En dan stuur hy hom ook tronk toe. So ons sien in hierdie verhaal wat dit eintlik beteken om ander te vergewe, om te besef dit wat die Here vir ons kom doen het. Die Here is die een wat ons skuld kom afskryf het. Hy is die een wat daar kom staan het in ons plek en ons sondes aan 'n kruis vasgespijker het. En daarom verwag hy dat ons ook met daai selfde vergifnis teenoor ander moet optree. Wanneer ons sukkel met dit, en ek weet dit is moeilik, dit is nie so maklik en eenvoudig om te vergewe, want party goed sny baie diep. Maar wanneer ons worstel met dit, dink ek die vraag wat ons vir onsself moet vra is, verstaan ons werklik dan die genade van God? Want God het ons sondes kon vergewe nog voordat ons sondes kon bely. Ons was nog sondaars gewees. Daar was geen voorskrifte, geen vereistes gewees vir ons om God se genade te kry nie. Hy het sy liefde kom bewys deur aan die kruis te sterf. Onvoorwaardelik. Ons het dit eintlik nie verdien nie, maar tog het hy dit vir ons kom gee. En daarom verwag hy dat ons ook hierdie genade teenoor ander sal bewys, wat dit ook nie eintlik verdien nie. Want ons sit eintlik albei in dieselfde bootjie. Dan die tweede punt gaan oor op watter manier moet ons vergewe. En ek het so 4 punte hierso om te sê, hoe moet ons vergewe as ons ander vergewe? En die eerste een is, ons moet met genade vergewe. Dit is wanneer hulle dit nie verdien nie, net soos ons dit ook nie verdien nie. In die tweede plek moet ons vrylik vergewe. Dit wil sê, jy laat hulle dit nie op een of ander manier verdien of betaal daarvoor nie, net soos wat jy ook nie daarvoor betaal het nie. En in die derde plek moet ons ten volle vergewe. Maak nie saak hoe groot die seer is nie, jy vergewe steeds, net soos God ons ergste sondes vergewe het. En dan in die laaste plek, vergewe ons getrou. Dit wil sê, jy doen dit elke keer, 7 maal 70, net soos God die sondes wat jy oor en oor pleeg, vergewe. Net so moet ons ook ander oor en oor vergewe, en nie net eenmalig nie. C.S. Lewis som eintlik hierdie hele gedeelte baie mooi op as hy skryf, om 'n Christen te wees, beteken om die onverskoonbare te vergewe in ander, want God het die onverskoonbare in jou vergewe. Dit is nie altyd maklik soos ek sê nie, maar dit is iets wat ons in hierdie gebed leer om vir God te vra om ons te help, om ook ander te vergewe en self ook ons eie skulde voor die Here te kom neerlê, sodat hy dit van ons kan afvat. Ek gaan afsluit met 'n gedeelte wat eintlik hierdie laaste gedeelte van vergifnis teenoor mekaar baie mooi opsom. Dit is aan die hand van 'n verhaal, dis eintlik so verweef, dis 'n verhaal wat vertel word van 'n vrou, en 'n man het 'n lied daaroor geskryf, oor dit wat gebeur het, en ek gaan laat ons daarna kyk,
En dit gaan ons mee afsluit, en dan gaan ek die vraag stel, en dan gaan ons sok kry, en dan gaan ons bietjie gesels oor die vraag. So luister mooi na hierdie verhaal van hierdie vrou, en dit wat sy deurgemaak het, want dit help mens om bietjie beter te verstaan hoe ons ander moet vergewe. So kom ons kyk. This one story in particular has had a profound impact on me. It's about a woman who did the impossible, and it made me ask myself if I could do the same. Renee had 4 kids. 2 of her daughters were twins. Megan was coming home from the beach one night with her best friend when their car was struck by a drunk driver named Eric, a 24-year-old kid. Megan lost her life. Eric killed both girls that were in the car. Renee lost her daughter in an instant. Megan is a very joyful child and had a heart of gold, beautiful, loved people, loved her family, just a joy of my life. And when she was 20 years old, on May 11th, 2002, my sister-in-law came to the door to tell me that Megan had been in a car accident and she didn't make it. You know, my heart was so broken, and I looked at her and said, "No, you're kidding," and you know, still looking for her to tell me that this is not really true, that Megan wasn't coming back home. Next thing she knows, she finds herself in a courtroom watching this young man, this 24-year-old man, get sentenced to 22 years in prison. After Renee lost her daughter, she said she found herself in the darkest place she'd ever been. This guy Eric was behind bars, but she said she felt like the prisoner. Why? Because she had all this bitterness and hatred built up towards that young man. And so she reached out and did the impossible. She reached out to Eric in prison and said, "I forgive you." The ripple effects of that act of forgiveness are still being felt today. That young man's life was absolutely changed because this woman forgave him. He said, "I can't even forgive myself," and she forgave me. One by one, all of Renee's family members followed her lead, and they reached out and expressed forgiveness to Eric. So much so that now they describe Eric as part of their family, like a son to Renee. The story doesn't stop there though. Renee went to the courts along with her family, and she was able to have Eric's sentence cut in half from 22 years to 11 years. He told me that day, the day of the hearing, that it didn't matter at this point. He said, you know, if the judge does not grant this for me, I want you to know that I am so grateful that you are willing to do this. And he said, and I will be okay. He said, I'll be fine. But he was blown away by the fact that we were willing to go before the judge and you know, plead for him to not have to be there for 22 years. It's the hardest thing to give away, the last thing on your mind today, and it always goes to those who don't deserve. It's the opposite of how you feel when the pain they cause is just too real. Takes everything you have to say the word forgiveness. I was more than angry at Eric. I had so much rage inside of me, and yet the moment that I was able to look Eric in his eyes and tell him that I forgive him, you know, that was a moment that healing began for both of us. It's always anger's own worst enemy. And even when the jury and the judge say you got a right to hold a grudge, it's the whisper in your ear saying set it free. Forgiveness. A judge and a jury telling you that it's okay to hold a grudge, you know, that's what the world says. It's okay for you to feel that way, which it is. But yet, those feelings, they're inside of you eating away at you, and you don't want to live your life that way. Forgiveness. Show me how to love the unlovable. Show me how to reach the unreachable. Help me now to do the impossible.
people who are not going to ever have someone say to them, I'm sorry for what I did, or I take responsibility for what I did, and you still have to forgive if you want to heal. It can even set a prisoner free. There is no end to what its power can do. So let it go and be amazed by what you see through eyes of grace. The prisoner that it really frees is you. Forgiveness. You're not letting go of what happened. You know, it is wrong. It should never have happened. It is not okay. It doesn't mean that you're canceling any of that out. But once you are able to say those words and truly mean it, you know, then you do find that you're setting a prisoner free, and the prisoner truly is you. Show me how to love the unlovable. Show me how to reach the unreachable. Help me now to do the impossible. Yeah. Forgiveness, how would I finally set it free? Show me how to see what your mercy sees, and help me now to give what you gave to me. Forgiveness, forgiveness, oh forgiveness, oh forgiveness, forgiveness. I was immediately inspired by Renee's story when I read it, but it took me a while to write her song. I kept her story in my guitar case for about 2 years, and I realized the reason why it was so difficult to write this song, Forgiveness, is because it's kind of hard to live that out. That's why the words of the chorus are sung in the form of a prayer. God, show me how. Help me to do the impossible. This story of forgiveness really makes me think that there's some pretty life-defining questions that all revolve around that one word, forgiveness. Questions like, is there somebody that I need to forgive, that I've been holding on to a grudge and it's weighing me down? Every step's getting heavier and I just need to set it free. Another question is there someone that I need to go and ask for forgiveness from? To say, I'm humbling myself, I'm sorry, no excuses, can we start over? Another forgiveness question, one that Eric has had to deal with in prison, is, can I ever forgive myself? What if loving the unlovable means having to learn how to love that person you see when you look in the mirror? Sometimes that's not an easy task, which really leads to the most significant forgiveness question of all, and it's this. Have I ever let it really sink in? The message of God's forgiveness, what He's done for me through His Son Jesus dying on a cross for my sins. Renee stood before that judge, along with all of her family members, taking turns, speaking on behalf of a guilty criminal and seeking mercy for him. I'm reminded that somebody has done that for me, somebody has done that for you, and His name is Jesus. For God demonstrates His own love for us in this: while we were still sinners, Christ died for us. Why did He do that? So that our stories could discover the healing, the victory, the redemption, the power, the freedom of one word, forgiveness. Voordat ons dan nou gaan sopskep en saam kuier, kom ek lees net vir julle die vraag wat julle dan bietjie daar by julle tafels kan bespreek. Daar's net een vraag vanaand. Wat leer ons oor vergifnis in ons verhouding met God en ander? So terwyl julle so sit, maak bietjie tyd om daaroor ook te gesels, dan gaan ons bietjie terugvoer kry. Maar nou gaan ons eers geleentheid gee dat julle gaan sopskep en lekker eet. Dankie.